En toe hulle nou alles gedeursoek het en hulle kom toe nou agter, okay, maar hier is niemand nie. Toe word daar vir my gesê dat hulle was geskakel en gesê dat ek steek hom weg in die huis. En die volgende dag, toe kom Luke Ensel nie aan, en toe vra ek vir hom, ek sê net vir my, wat is iets verkeerd gegaan het, en julle het my geskiet. So dit is al hierdie goeters wat 'n mens nooit ooit oor gepraat het nie, verstaan jy? Jy het maar net jou trane gesluk en jy het maar net aangegaan. So daar was nooit justice gewees nie, daar was nooit hoorie so, maar wat is besig om in jou lewe te gebeur? Dit het alles net gegaan oor hy wat weg is, hy wat weggesteek word, hy wat nou op die run is, maar in die meantime, alles wat met jou in jou lewe gebeur, moet jy maar onder die mat stoot. So ja, dit is 'n mens hou net op om daaroor te praat. Maar sê my Luna, in eerlikheid, jy weet ek luister nou vir jou en goeds dit, is jy nog seer? Ben, ek is nie seer oor die feit dat hy weg is nie. Nee, ek praat van die trauma. Ja, Kry jy nog nagmerries? Pla dit jou? my nagmerries is baie beter. Maar ek sal op 'n stadium kom is net mense judge jou op 'n manier wat jy sorry. Ek het op verkeerde manier op hierdie platform gekom. En ek was heeltemal ingetrek gewees in kak op hierdie platform. Dit was nie my weet dat dit is nie hoekom ek platform toe gekom het nie. So ek het ooit weer regtig kans gehad om met iemand te kan sit en weet daaroor te kan praat nie, want jy's altyd stil gemaak. Weet toe ek op my lives begin praat het ek oproepe gekry dat ek moet stil bly daaroor. Ag man, daar was in nagte gewees wat ek getuister was omdat ek op alles praat op die platform. En ja, dan raak jy maar weer betrokke in drama en dit vat jou brein weer bietjie weet in 'n ander rigting in. Maar ek is spyt, ek het nooit iemand gaan sien nie. Ek is regtig spyt daaroor dat ek nooit met iemand gaan praat het oor dit wat ek deur is nie. Ek het gedink ek kan myself help. En dan kry jy maar weet jou negatiewe comments en jou negatiewe dinge. Jy onthou daai tyd toe ek so erg uitgehol was op die platform, dat ek nou moet kom verduidelik en mense gaan krap op my Facebook rond en hulle kom plaas goedie. Ag, dan sluk jy jou trane en jy dink vir jouself, okay, jy mag nou nie hieroor praat nie. Mense wil nou nie hier met oor praat nie. Maar niemand dink aan actually dit wat jy emosioneel deur is nie. So jy hou jou sterk, jy sit 'n gesig op en jy sit net daai kant wat jy dink mense moet dink, okay, jy's happy en jy gaan aan. Sê vir my, toe jy weet obviously het baie foute gehad 13, 14 jaar terug en jy het nog foute gehad. Sê vir my, waar het jou lewe verandering begin kom? Has it been in the last year? Has it been 10 years ago? Has it been 5 years ago? Waar het jy begin regtig die independent Jacqueline Heinz word? Want jy was altyd gedependent op jou man en jy was dependent op alles wat jy daar gehad het. So wanneer het dit eintlik daai independence wie jy sterk moes wees en net besluit wat daar moes 'n dag gewees het waar jy net vir jouself gesê het enough is enough? Ben, ek sal vir jou sê dit het maar eers minder as 2 jaar terug het dit gebeur in my lewe. Want nie net jy kan nie op ander mense depend nie. Ongelukkig nie. Mense kom en gaan in jou lewe. Jy vertrou mense. Jy
jy voel okay, jy het 'n vriendin in hierdie ene gekry en jy kan dinge met daai persoon deel. Ek sê altyd, weet as jy regtig iemand in jou lewe nodig het, na wie toe reik jy uit sonder dat so ek het net vir myself net besluit dat Luna, ek gaan nie so reg val in die rede, maar ek dink kom ons wees eerlik, let's call a spade a spade. Jy kan maar rook op die laars van. Let's call a spade a spade. You've got trust issues because wat met jou gebeur het, ek dink dit is baie moeilik om vir jou in 'n vriendskap in te gaan, first of all, because jy het klaar trust issues ontwikkel met die trauma wat jy deur is. En ek bedoel, mense het jou so rondgegooi, jy was mentally gefok. totally fucked. Yes, so Luna, ek kan vir jou sê dat jy weet, en ek sê vir jou uit ondervinding in my eie lewe, is dat jy weet nie meer wie jy kan vertrou. Dit beteken nie die mense is vertroubaar nie, maar ek dink jy vertrou dalk net vir Michael. En dis hoekom jy so baie, ek dink, confide in hom. En ek dink, maar jy moet ook onthou, en ek gaan dit vir jou sê, dit mag dalk seer klink, maar Michael was ook deur dit. En dit was ook traumatiserend vir hom. So, dit is seker moeilik. Jy weet, jy het vir Dawie, en dit is, jy weet, ons praat nou oor die traumatiese deel, nie oor wat alles gebeur het nie, want lyk vir my, dit is belangrik vir jou, dat daai storie nie vertel is nie, jy wil net daai deel uit jou hart uit te kry, maar, jy weet, partykeer, ek vra net 'n vraag, voel dit vir jou, jy soek iemand soos jou kind Michael, met daai manier van, jy weet, hoe hy met jou is, en ek dink julle het 'n baie goeie band. Ben, weet jy wat is die ergste van alles nou, is wanneer jy jouself moet verdedig teen leuns. Weet jy hoe moeilik is dit? Wanneer jy elke dag, jy dink vir jouself, maar ek word beskuldig vir goed waarna ek nie skuldig is nie. En dit Maar maak vergeet van TikTok goed. Moenie worry oor TikTok goed nie. Want TikTok is nie so belangrik nie. Want mense sit die foon af en jy kan sê mense beskuldig jou hier. Hierdie is mense wat hier sit en nog nie jou storie gehoor het nie en samentrekkings maak van hulle eie speculation. So, dis hoekom ek weer terugkom en ek sien jy gaan die hele tyd terug en jy is bang om te praat oor hoe jy voel. En ek dink dit is die belangrikste deel is hierso sit ek en ek gee die opportunities. Praat uit jou hart uit. Wat dit is wat jou nog die seerste maak hier, waar jy Luna Jacqueline Heinz vandag hier sit. Die goed, vergeet van die saak, vergeet van die uit. Wat is dit wat jou die seerste maak? Ben dat mense my nie ken vir wie ek is nie. Dat hulle hierdie prentjie van my geskep het met hierdie persoon met hierdie verskriklike verlede en dis hoekom ek nog nie my, hoe kan ek vir jou sê, my niche, soos julle dit noem, kan kry op TikTok nie. Ek weet nog nie wat is dit wat ek regtig met mense oor wil praat nie. Wat dit is Want jy word die hele tyd gestop. Yes. So vir my is wat vir my die seerste maak is ek kan nog nie heeltemal wees wie ek wil wees nie. En hoekom sê jy so? En Hoekom sê jy so? Want ek het so 'n muur om my gebou. Ek is 'n baie alleen mens. Ek is nie iemand wat in die straat is nie. Ek gaan kuier nie vir vriendinne nie. Ek doen my eie ding. Ja, ek trust die mense nie. Ek is bang om mense in my vertroue te vat. Ek is bang vir ek is nie eintlik ge-worried oor wat mense van my sê nie, maar ek weet nie hoe om jou te antwoord nie, Ben. Dalk is dit 'n vraag wat ek myself nog 'n bietjie moet vra. Ek
Ek dink dit is nogal 'n vraag wat ek myself moet vra. Miskien dit is jou antwoord. Jessie, bin dat jy my op hierdie maandagmiddag nou Dis 'n moeilike vraag. Maar die ding is jy weet, hierdie is real life. Dit is emosie, dit is jy weet al daai goed wat binne sit en vir die eerste keer sit jy vandag en jy word nie rejected nie, jy word nie stilgemaak nie. En ek kyk na die hele situasie van 'n ander oogpunt af. Van Luna se punt af. Van uit jou oë uit. Hoe voel jou hart? As jy voor die spieël moet staan nou, soos jy nou kyk vir jouself. Sê vir my, wat sien jy? Ek sien 'n 52-jarige vrou wat 'n gat kan skop oor baie dinge. En ja, ek is ongelukkig op 'n ouderdom, wat ek nog baie veranderinge kan maak in my lewe. Ek kan nie sê ek is spyt oor sekere dinge wat ek in my lewe gedoen het. Kyk vir jouself. Bin Kyk vir jouself. ek is 'n 52-jarige vrou wat genuine my gat kan skop oor baie dinge. Wat sal jy graag wil verander in jouself? Kyk vir jouself. Die moeilikste ding is om vir menself te kyk. Dit is totaal en al. Wat sal ek aan myself wil verander? Om meer in myself te geglo het. Het jy geweet dit is nog nie te laat om jouself te glo nie. Ek dink ek sou baie meer in die lewe bereik het as ek net geglo het dat ek kan dit doen. En jy kan. Jy weet, jy voel op 52, weet daar het ek my besigheid verloor. En jy dink, Jessie, ek is 52, weet hoeveel jare het ek nog om iets vir myself te doen? Of iets vir myself te doen? En ek dink, jy het my nou baie goeie vrae gevra en ek dink, dit is iets wat ek dink ek moet net weer bietjie, ek moet net glo dat ek is 'n goeie mens, ek is nie 'n dom mens nie, en dat ek op die einde van die dag ek kan dit nog steeds maak iewerste. Jy weet Luna, een ding wat ek geleer het in die lewe, en ja, ek is 11 jaar jonger as jy, but unforgiveness can destroy you. Unforgiveness can destroy you. Wanneer 'n mens nie jouself kan vergewe nie. Want as jy nie daar kan begin nie, gaan jy nie ander kan vergewe nie. Wanneer jy nie jouself kan vertrou nie, gaan jy nie ander kan vertrou nie. En dit begin alles met 'n mens self. Jy weet ek het altyd die gesegde gesê is dat ek so baie geval het al in die lewe. En dit is van elke keer wat ek opstaan, that eventually you master the art of standing up. En ek dink jy het al so baie opgeval en jy moes elke keer opstaan en alles net gryp en alles net bymekaar vat. It's a heavy burden to carry. It's a heavy burden to carry. En ek praat nie nou van enige ander goed om jou nie. Ek praat van jou Jacqueline Hines as 'n mens. Wat in jou hart aangaan. Wat in jou brein aangaan. Die trauma, die seer, die pyn van jou point of view. Want niemand praat ooit oor die point of view van Luna nie. Almal kom altyd van die kant af oor jou. Oor Ralph. En ek dink dit is belangrik dat jy jouself Luna se storie kan vertel
van haar hart af. En jy sê jy het nog nie 'n niche gekry op TikTok nie. Ek dink jy moet ophou praat oor wat daar gebeur het en begin praat oor wat met jou gebeur het. Want jy's altyd besig om ander mense se stories te vertel in plaas van jou eie storie. Kom ons gaan terug, recap tot die voortoe. Het jy gekom en gesê, jou woorde aan my was, almal wil altyd die ander storie weet en niemand wil my storie weet nie. Ek hoor jou, Ben. Maar weet jy dan, dit is dis dan praat jy oor jouself. Ek wil ook nie hê mense met my jammer kry nie. Maar ek sê altyd wat met my gebeur het, is dat dalk iemand anderste wat met iets kan relate. En ek is 'n donderse sterk vrou. Maar ek het ook my dae wat ek net voel, weet jy wat, dit is wat ek voel vandag. Ek wil actually net in die bed bly en my gordyne toetrek en nie opstaan vir die dag nie. Maar dan ruk ek myself reg. Maar hoeveel keer voel jy so, Luna? Voel jy baie so? Nee, Ben, ek moet vir jou sê, ek voel nee, ek doen nie. Ek sit maar 'n smaal op my gesig en ek gaan aan. Maar fake smiles is nie, Ek weet, Ben, ek fake weet. it till you make it is not the answer, jy weet dit, né? Onthou, en ek gaan vir jou reguit sê, Luna, I'm going to call a spade. Faking it till you make it means that you just going to stay a person that's always faking it. So you're never going to be honest and truthful. So, onthou net een ding. Om daai masker elke dag aan te sit is hard work. It's not easy work. To put a mask on in front of your face and act into something that you're not, do you know it takes more work than just being normal? Ja, dit is uitputtend, ek moet vir jou sê. Dit is. Maar omdat ek sulke trust issues het, ek wil omdat daar so baie dinge in my lewe al gebeur het, wil ek nie meer mense my spasie toelaat nie. Maar waar sit die probleem? By hulle of by jou? Seker maar by my. So hoekom sit daai probleem nog by jou? Kyk, ek het 'n baie goeie vriendskap opgebou met Denise, met Bokjans. Jy ken seker vir Denise. So ek het nou al by haar gaan kuier in Langebaan en ek en sy het baie close geraak aan mekaar en ek kan actually met haar ook oor enigiets praat. En ek weet ek kan haar vertrou wanneer ek met haar oor iets praat. Maar die vraag is, vertrou jy haar regtig, Luna? Ja. Dit is die ding, want jy weet, die ding is onthou, hulle het jou altyd gesê, en ek gejammer, ek pik nou daarop, hulle het jou honey trapper genoem. So sê gou vir my, jy weet, met dit, ek bedoel, dit was jou werk, dit was jou manier, so, party mense kan dalk dit moeilik vind om jou te vertrou. En dit is die groot ding, Ben. Ek dink, daar kom ons nou amper by die waarheid, is dat ek wil bitter graag hê mense moet my leer ken vir wie ek regtig is, want Luna, hier is jou probleem, ek wou dit vir jou sê, jy kan nie jouself vergewe oor daai goed wat jy gedoen het nie, waar mense jou, en jy die trust issues, dis hoekom hulle jou nie kan vriende met jou word nie, is want hulle kan jou nie vertrou nie, want jy kan hulle nie vertrou nie. So as jy nie jouself kan vertrou nie, gaan niemand anders jou kan vertrou nie. So dis nou my eerste stapie, is om myself te vergewe en myself te vertrou. En dan ook om mense om verskoning te vra waar jy hulle seer gemaak het ook. Want onthou, jy sê hulle was nie vertroubaar nie, maar dink weer, omrede jy jouself nie vertrou nie, kan jy nie ander vertrou nie. So ek vra jou, sonder om jou te judge, waar sit die probleem eindelik? By my. So ek kan nou hierso, somme voor 600 mense, ja, kan ek vir die wat ek al
te nagekom het in my lewe en die mense wat die dinge wat ek aan hulle gedoen het, wat hulle gevoel het, ek is nie vertroubaar nie. Ja, ek is jammer daaroor. En ek dink nie ek het dit opsetlik gedoen nie. Ek dink dit was maar my manier hoe ek gedink het ek kan cope en ek kan weet my survival mode. Maar ek is nie iemand wat ander mense wil te nakom nie. Ek is nie iemand wat regtig van ander mense praat nie. As ek dink is nodig die dag as ek moet praat, sal ek praat. Maar jy het iets in my kop nou vandag gesit en ja, ek dink ek moet myself vergewe. En ek is jammer vir die wat ek al te nagekom het in my lewe, wat op die einde van die dag, dankie Marlene, en dit van daar af vat. Ben, hoekom het jy my so in trane vandag? Ek voel of ek by 'n psigiater sit en Dit is mos wat jou hartsbegeerte was, net om jou kant te praat, sonder dat enigiemand jou judge, sonder dat enigiemand jou in die rede val, sonder dat enigiemand vir jou sê, jy is verkeerd, sonder dat enigiemand, ek is hier om te geluister het. Ek het hier gekom om te luister vir jou, en ek het vir jou daai platform gegee, en waar ek nou vir jou gaan sê vandag, Luna, drop the act, forgiveness, trust, breek al daai goed af, en hou op die masker aan sit, om goed te lyk vir ander mense, because it is a heavy burden, om elke dag 'n masker aan te sit. Wees jouself, because the quicker you realize that being yourself is so much more less effortless than putting up someone you're not. Dis soos om acting te doen. Wanneer iemand gaan en hulle gaan act en goed is dit, hulle is die hele tyd besig in 'n performance en hulle is die hele tyd besig. Dit is harde werk. Jou brein werk die hele tyd. Verstaan jy, Luna, dat as jou brein die hele tyd so werk, dit maak jou liggaam moeg. Jou brein werk harder as wat jou liggaam werk.